Goeiemôre geliefdes. Ek vandag die 29ste Mei 2025 en dit is natuurlik Hemelvaartdag vandag. Nou vandag se diens neem ek op en gaan hulle uiteindelik plaas as julle dit sien, dan is dit op YouTube of dit is op Facebook, op al twee hierdie plekke. En die rede hoekom ek dit so gedoen het, ek wou aanvanklik 'n diens gehou het, maar die wêreld het baie verander, omstandighede het baie verander, en hoewel ek nie sê, niemand sal dit bygewoon het hierdie diens nie, tel ons toch op, daar groot afvalligheid gekom het in die wêreld, en ek wil nie die vingers wys nie, dit gaan nie daaroor, dit gaan maar daaroor dat ons omstandighede lewe waar die tussentype dienste al hoe minder aftrek kry. Dis winter, dis koud, en dis een van die redes, en dan is ons natuurlijk ook 'n unieke gemeente, waar baie van my gemeentelede is, juist aanlyn gemeentelede, wat ver plekke bly, ander is in die omgewing, maar woon ook baie ver, van ons getrouste gemeentelede woon in buurdorpe, eintlik nog ander kan die buurdorpe op plase, en voel ons baie keer dat ons hulle miskien nie noodwendig wil verplig om lang afstande te ry op 'n weeksmiddag of 'n weeksaand, want hulle nog 'n gewone werk ook het nie. Baie van ons is ook op buurdorpe wat afhanklik is van vervoer, en selfs in ons dorp, mense wat vervoer, wat normaalweg dan maar stap, maar in die aande in die winter, dan is dit 'n bietjie moeiliker. So ek het dit goed gedink om op hierdie dag, vandag donderdag, net 'n aanlyn diens te hou, met die hoop dat jy dit sal kyk. Meeste mense het Facebook, baie het ook YouTube en so aan, Wi-Fi, die tipe van dinge, en ek dink nie, die dienste vat vreeslik baie data nie. Ek gaan probeer om dit nie 'n lang diens te hou nie, maar dit is toch belangrik dat ons bietjie begin onthou waaroor gaan hemelvaart. Dit is asof mense, baie van hierdie ander hemelvaart was op 'n stadium 'n baie belangrike dag op die kalender gewees van die kerke en so aan. En dit wil toch vir my voel. Die woord van die Here sê, die laaste dae, een van die tekens is daar groot afval sal kom. En ek wonder nog of ons werklik die betekenis, mense sien hemelvaart miskien, maar net, okay, dit is die dag waar die Here opgevaar het hemel toe. Sonder om werklik te dink wat hemelvaart werklik beteken. En ek gaan vandag so 'n bietjie probeer stilstaan, want die hemelvaart beteken verskeie dinge, en ons moet weer bewus word daarvan. Maar een van die eerste dinge wat ek vir sê, is tyd dat die vrees van die Here terugkom in die kerk. Wat beteken die vrees van die Here? Dit beteken 'n absolute respek, 'n absolute eerbied, wat kom die dag as jy besef, dat alles wat jy sien, wat jy kan aanraak, en wat jy selfs nie kan aanraak nie, is deur hom geskape. En alles het hy in sy regterhand, net so. Jy wat 'n ou dooitjie is, wat dalk nie eens gesien kan word nie, hy kan jou sien. Trouwens, hy ken elke haar op jou hoof, elkeen is getel. Dis hoe groot ons God is. En as jy dit eers besef, dan weet jy lewe en dood is in sy hande. En hoe groot sy genade werklik is. En net soos hy enigiets vir jou kan doen, positief, as jy nie sy kind is nie, as jy verlore. My vraag is ons regtig sy kinders? Het ons regtig daardie vrees van die Here? Het ons regtig daardie respek? Het ons regtig nog daardie eerbied? Het ons nog daardie verwagting? Het ons daardie liefde? As jy jou oë oopmaak in die oggend, is hy heel eerste in jou gedagte, of is hy 'n nagedagtenis? Kom ons sluit dit gou die oor. Dierbare Vader, ek wil vir U dankie sê dat U U seun Jesus Christus gestuur het, om vir my en vir elkeen wat U kyk se sondes te sterf, as ons oorgee aan hom, en hom werklik aanneem as ons redder, ons verlosser, dat ons nie die ewige lewe kan hê nie, maar dat ons kan opkyk hemel toe en kan sê, ons is ook aangename kinders. Ons is ook kinders van die Vader, en daarom mag ons nou sê, Abba
Abba Vader, ons mag U aanroep as die Vader. Die Here Jesus sê, kom in my naam, vra in my naam, en ek sal doen sodat die Vader en die Seun verheerlik sal word. Word dan ook verheerlik in hierdie diens. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ons lees in Handelinge, geliefdes, Jesus se hemelvaart, Handelinge 1. Ons lees vers 10 en 11, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, dus Jesus, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Dis 'n belofte dat hy weer terugkom. Maar is dit nou al wat oor hemelvaart gaan? Wat behels hemelvaart? Nou, die eerste ding is dat Jesus het iets vervul. Jesus Christus het toch gekom met 'n doel en nou gaan hy weg. Dit waarvoor hy gekom het is vervul, en wat het hy vervul? Die woord van die Here sê hy het vervul. Geliefdes, ons het ongelukkig daardie skepping in ons die wêreld oorgegee aan sonde. Ons het dit oorgegee aan die duiwel. Die woord van die Here praat van die God van die wêreld as Satan. En een van die eerste dinge wat ons moet besef, is dat Jesus het 'n sekere taak kom verrig. Wat beteken dit as ons sê hy het vervul? Geliefde, ek wil sê, as ons kyk na, daar is die simboliese wette, en daar is daar die morele wette. Nou die simboliese wette, wat jy mag eet en mag drink, offergawes wat gebring moes word, die besnydenis was 'n teken. Die besnydenis is nie deel van die oorspronklike wet, die besnydenis het gekom nadat God 'n verbond met Abraham, dit was 'n teken van iets wat sou kom. 'n manlike persoon. En daarom is ons nou besny in Christus. So is daar baie simboliese wette. Die Kolossense 2 praat van die skaduwees van dit wat sou kom. Jesus het dit kom vervul. Dan is daar die morele wet. Die morele wet is natuurlik die 10 gebooie en 9 geliefdes. Paulus sê, daardie wet is nie weggeneem nie. Maar daardie wet is daar sodat ons kan weet wat sonde is. Hoor mooi, sodat ons kan weet wat sonde is. Die oomblik as jy weer gebore word, dan verander jy onmiddellik geestelik. Want Jesus sê, dis goed dat hy weggaan. Hy sê, dis goed dat hy weggaan. En een van die redes is, hy gaan 'n ander trooster stuur, naamlik die Heilige Gees. En hy sê, ons gaan doen wat hy gedoen het en nog groter dinge. Johannes 14. Ons gaan nou aangaan. Dit is goed dat hy weggaan. Maar gaan nou daarby kom. Kom ons hou net eers nog by die morele wet. Jy sien, jy mag nie steel nie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie leuen vertel nie. Soos ek nou daar van my gemeente vertel, kom 'n dame wat by 'n ouer huis werk. En sy vra vir my pastoor, ons moet baie keer vir hierdie tannies en die ooms wat aan dementia en Alzheimer's ly, ons moet vir hulle 'n wit leentjie vertel om hulle rustig te maak. Gaan ek help toe gaan? Nou die eerste ding wat ek vir die suster sê is, as jy 'n kind is van die Here, is jy sy kind. En 'n vader sal sy kind nooit los nie. Ek gerus lees Lukas 15, die verlore seun, wat weggedwaal het en teruggekom het. Maar hy het die reg om jou te straf, soos enige vader besluit, die sonde wat jy gedoen het, is dit iets wat gestraf moet word, wat is die rede daarachter, en as dit gestraf moet word, hoe en wanneer, en hy sal dit hier doen. Maar die groot ding is, die woord van die Here sê, die groot wet is liefde. 1 Korintiërs 13 vertel van die liefde. Galasiërs 5:22 vertel vir ons van die vrug van die Gees, wat die 9 eienskappe het, uiteindelik op liefde neerkom. Romeine 13 vers 10 kom Paulus en hy sê,
dat ons die liefde, dat deur die liefde volbring ons die wet. Ek sê vir as julle jok nie vir die ou mensies, omdat julle self wil bevoordeel nie, julle jok ook nie vir hulle om hulle te benadeel nie, julle jok vir hulle uit liefde om hulle rustig te maak. Meneer, as jy gaan ry in jou kar, en daar is 'n jong dame wat nou nie aangetrek is, soos 'n jong dame behoort aangetrek te wees nie, en sy is pragtig, gaan nie soms 'n gedagte deur jou kop nie. Al is dit net vir 'n oomblik. Die woord van die Here sê, as jy net gekyk het na 'n vrou wat te begeer het, jy reeds egtelik gepleeg. Sabbatshouers, om een of ander rede, het hulle besluit dat die rusdag, wat vir die Jode ingestel is, nou 'n kerkdag geword het. Ek oordeel nie die dag wat jy wil kerk toe gaan nie. Wat ek vir jou wel wil vra is, hoe vervul jy die Sabbat deur kilometers ver te ry na jou kerk toe, terwyl die Sabbat baie uitdruklik sê dat jy nie verder as 'n huistel, maar of meer 80 meter van jou huis af op die Sabbat mag beweeg nie. Jy sien wat ek vir jou sê, is maar 'n paar voorbeelde, soos daar die leuns wat ek reeds genoem het, soos daar byvoorbeeld doodslaan, miskien nie vir 'n oomblik, al is dit net in jou gedagtes, jou vererg vir iemand wat miskien 'n swak padgebruiker was, jy het doodgeslag, meneer, mevrou, mejuffrou, meneer. Met ander woorde, ja, die wet wys vir ons wat sonde is, en is nog steeds sonde. Maar ons wêreld het nie verander nie. Die dag die jy jou hart vir die Here gegee het, is jy gewederbaar, jou gees is gewederbaar. En daardeur is jou siel gered. Maar jou vlees is nog steeds verganklik, en hierdie wêreld behoort nog steeds aan Satan. Die wêreld het nog nie verander nie. En die wêreld laat jou nie toe om die morele wette te hou nie. Dan kom 'n dag wanneer die wêreld vernuwe gaan word. Daar gaan mense nie meer oud en siek wees nie. Hulle gaan nie meer hulle geheue verloor nie. Gaan nie meer krankheid wees nie. Dan gaan dit nie nodig wees om 'n lewe te vertel nie. Ons gaan perfekte liggame hê wat nie kan begeer nie. Dit gaan 'n ander wêreld wees, maar die wêreld is nog korrup. En omdat hy korrup is dit die rede hoekom ons hierdie Jesus so verskriklik nodig het. Daar is net, hy sê, ek is die weg, die waarheid. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie, sê hy. Johannes 14. Romeine 7:26 sê Paulus, in sy gebod hou hy die wet van God. Met ander woorde, die gees hou die wet van God. Maar liggaamlik hou hy die wet van die sonde. Hulle is in stryd met mekaar. Dis waar ons is, en dis wat dit beteken om waarlik Jesus te volg. Ek wil vir jou sê, as jy dink jy kan deur die wet gered word, dan jy nie die evangelie van Christus nodig nie. Om aan Christus te behoort, om 'n gelowige te wees, beteken nie om te glo in God wat die hemel en aarde geskep het nie. Dis nie die begin. Om te glo beteken om te glo dat Jesus Christus die Verlosser is, die Messias is, God in die vlees is, ons Immanuel is, en dat hy hierdie dinge kom doen het vir ons, en dat ons slegs deur hom die ewige lewe kan hê. En dis wat hy vir ons kom wys het, dis wat hy vir ons kom vertel het, maar hy sê, dis goed dat ek weggaan, want julle gaan dinge doen wat ek gedoen het, en nog groter dinge. Jy sien, hier is die een Jesus Christus wat in die vlees gekom het, en in die vlees beteken, hy is een mens op een plek, op een spesifieke stadium. Maar ek moet weggaan. Want jy sien, wanneer daar so 'n leermeester is almal geneig om hom te volg. Hy sê, nee, ek moet weggaan, sodat die Gees vir julle kan stuur. Sodat die Gees vir julle kan stuur. Sodat deur
hy die werke kan voortsit, dat elkeen afsonderlik kan gaan en disippels gaan maak. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels, doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Wie moet gedoop word? Die disippels. Hulle wat hulle harte vir die Here gegee het. Nie hulle wat dit nog moet doen nie. Leer wat te doen wat ek julle beveel het. Dis goed dat ek weggaan, sê die Here. Sodat die Here kan uitgaan en kan versprei en disippels maak. En geliefdes, is nie elkeen wat na ander een toe kan loop en sê, het jy al vir Jesus ontmoet nie. Maar die Here kan jou gebruik. Maar die eerste is dat jy eers seker maak dat jy wel Jesus ontmoet het, dat jy wel self 'n verhouding met ons en Jesus het. Baie mense wat uitgaan, hulle self nog nie eens 'n ontmoeting gehad nie, maar hulle dink hulle kan dit gaan versprei, of hulle weet nie hoe nie, en hulle voel, ek is nie goed genoeg nie. Nee. Die eerste is om by Jesus uit te kom, om met hom stil te raak, en met hom 'n verhouding te hê, en om dit besef, om na die wet te kyk en sê, joh, ek skiet tekort. Here Jesus, ek het U nodig. Maria en Martha het twee verskillende dinge gekies. Martha het gekies om die diensknegt te wees, en ek sê nie sy verkeerd gedoen nie, maar sy wil dinge verdien, sy wil deur werke by Jesus uitkom. Maar Maria het gekies, en Jesus sê sy het die beste deel gekies, om by my voete te wees, om by Jesus te wees. Jy sien, jy kan nie na die wet toe hardloop, en na ander mense toe hardloop, en by die Here uitkom. Jy moet na hom toe hardloop, by sy voete. Hierdie Maria het uiteindelik met baie duur nardesolie, het sy hom gesalf, as die koning van die wêreld. En die Here Jesus sê, kom na my toe met jou siekte. Moenie dat iemand vir jou in elk geval vertel, dat om Jesus sê, deur my wonde is jy genees, dit beteken jy kan nie meer siek nie, dit is nie so nie, jy kan steeds siek wees. Hy beteken, die genesing wat gekom het is die ewige dood, want jy sien, die dood het gekom as gevolg van die sonde, maar Jesus het oorwin. Al wat nou gebeur is, ons sê ons ontslaap net. Maar die oomblik, as jy liggaamlik sterf, dan word jy wakker daar by Jesus. Dis wat hy oorwin het. Maar omdat ons nog steeds hierdie liggaam is nog nie vernuwe nie, moet ons nog op ons knieë gaan, en vir die Here sê, asseblief, genees my. Of as daar 'n geestelike of 'n demoniese rede vir 'n siekte is, om dit aan te spreek. Maar die Here sê, ons moet na hom toe kom, aan sy voete toe. Kom salf hom met jou trane. Daardie trane kan wees jou pyn. Daardie trane kan wees jou siekte, jou bekommernisse. Jou sondes kan jy ook so na hom toe bring en sê, Here, help my, want ek sukkel met hierdie sonde. Hy gaan jou nie verlaat nie. Al wat hy wil hê is dat jy dit raak sien en dit erken en dit bely en dat dit jou regtig pla. Dis goed dat ek weggaan, sê die Here. Baie mense dink Jesus het weggegaan. Dood eenvoudig om aan die regterhand van God die Vader te gaan sit. Hy is nou met ons klaar. Gaan lees gerus daar aan die einde, toe hulle by die graf kom van Jesus. Johannes, Petrus, wat het hulle daar gekry? Hulle het sy doeke gekry, die grafdoeke. Maar die doek wat in sy kop gerol was, is netjies opgerol. En ek gaan nou nie die hele geskiedenis vir u vertel nie, maar ondersoek 'n bietjie daardie tyd wat dit beteken. Dit beteken ek is nog nie klaar nie. Ek is nog nie klaar nie, sê die Here. En hy is nog nie klaar nie. Hy sê in Johannes 14 vers 2 en 3, hy sê in my Vader se huis is daar baie wonings en ek gaan vir julle 'n plek voor te berei. Nou waarvoor sal die plek voorberei? Soveel mense wil stryd oor is die wegraping nou waar, is die wegraping nie waar nie. Ek wil nie te veel daaroor praat nie. Maar dink jy hy maak wonings vir niemand nie? Dink jy hy maak wonings vir geestelike wesens? Geestelike wesens het nie 'n woning nodig nie. Vleeslike wesens het liggame nodig. Wat liggame het wonings nodig. So kom jare gelede, ek wil graag in die preek eintlik gebruik het ek toevallig gesien op Google Earth, 'n hele, is iewers in Europa, ek dink is een van die Skandinawiese lande, ek kan net nie onthou watter land nie,
het hulle 'n hele woongebied in neighborhood. Jy kan dit duidelik sien as jy nou op Google Maps gaan, as jy op jou satelliet gaan, die ding is daarin. Dit is pragtig, dit is mooi geteerde. As ek reg onthou, is die eers geteerde, ek dink amper is geplaveide strate. En dit is sulke koelde sakke. Jy weet, sulke doodloopstrate met 'n klomp huise om, en as weer so en as weer so, lyk soos sulke blomme. Pragtige wonings. En het is interessant, nie een van hulle is bewoon nie. Die hele neighborhood is gebou, maar nie een is bewoon nie, en ek het 'n bietjie daaroor gelees, gesê dat is 'n ontwikkeling wat gebeur het, maar tot die geld uitgeloop. Het is my interessant dat hulle nooit begin het soos hulle klaarmaak dat mense dit begin bewoon nie. En ek wou dit weer soek, en omdat ek nie kan onthou watter land nie en so aan, kon ek dit nie kry nie. Maar toe lees ek raak hoe baie huise daar is in die suide, veral die suide van Europa, wat ontwikkel is, wat nie op die oomblik leeg staan nie, wat nog nooit bewoon is nie. Mense bou nie huise omdat hulle beplan niemand moet daar bly nie. Hulle het 'n verwagting. Gedink nogal wat 'n vermorsing was, soveel mense wat nie huise het nie. Maar as 'n verwagting, om een of ander rede daai verwagting nie gebeur nie. Nou ek wil sê die Here Jesus doen dit presies dieselfde. Hy gaan nie om 'n plek te bou vir niemand nie. Hy het 'n verwagting om daardie huise te vul met die vernuwende liggame, die siele, die gees en die liggaam van hulle wat weer gebore is, wat op daardie oomblik toe gesterf het, wat eerste opgewek is, of hulle wat al in 'n oomblik verander is, om in te gaan woon. Sodat ons by hom kan wees, soos die woord sê. Dis die verwagting. Gaan daar die huise, gaan daar die wonings vol wees? Die Here wil graag hê hulle moet wees. Maar dit hang van ons af. Dit hang van ons af wat die woord versprei, of ons werklik mense na die Here toe lei, en hulle wat sê ek is gelei, is jy gelei? Het jy werklik oorgegee? Het jy werklik tyd gemaak met Jesus en gesê, Here Jesus, ek wil by u voete bly soos Maria. Ek gaan vir julle plek voor te berei, sê die Here. Beslag van Jesus vir Johannes, of om dinge te gaan wys. Hy wys vir hom die hemel. En hy wys vir hom 'n gebeurtenis, die bruiloft van die lam, die lees daarvan in Openbaring 19. En die bruid is bekleed met rein, fyn, blink linne. En daardie linne is nie die werke van godsdienst, dit is die werke van geloof. Dit is mense wat gegaan het en gesê, Jesus, ek het u nodig, ek kan nie na die wet kyk en ek moet dit, en moet dit, en moet dit, en nou is dit van nie. Die wet wys vir my, jy sou ek tekort skiet, maar ek kan net na u toe gaan, en by u voete kom, en sê, Here Jesus, help u my. En Here, ek het weer gefaal, Here vergewe my, help u my. Die bruiloft van die lam, die kerk van die Here. Maar dan sê die manne natuurlik, soos hy gekom het, of soos hy gegaan het, so sal hy ook weer kom. As 'n belofte daarin. As jy iemand gaan aflaai by 'n plek, ons wat vir ons seun Dolf gaan aflaai om by Amerika te vlieg, dan sal altyd daai verwagting, soos wat hy gegaan het, dat ons alweer so sal sien kom. Ons lees 'n bietjie verder ook in Openbaring 19 na die bruiloft van die lam. Hoe hy met sy bruid, word daar beskryf natuurlik as sy magte, almal op wit perde terugbring, terugkom, om die aarde te kom vernuwe, om sy voet op die aarde te kom sit, die olyfberg melodie te laat skeer, en dan kom sy regering, dan kom die Sabbatse regering, die volmaakte regering van 1000 jaar, wanneer die wêreld nie meer korrup sal wees nie, maar dan is dit onder die ware God se beheer, as 'n verwagting.
So wanneer ons geliefdes aan hierdie dag, aan Hemelvaart dink, dan dink ons aan wat Jesus vir ons reeds gedoen het. Hoekom hy dit gedoen het, hoe verlore ons was sonder hom. En dat ons die werk moet voortsit wat hy gedoen het. Hy sê dit wat ek, Johannes 14, hy sê, het is goed dat ek weggaan, ek stuur julle die Heilige Gees, julle gaan doen wat ek gedoen het en nog groter dinge. Die kerk moet aangaan, ons moet die dinge, die boek Handelinge gaan oor die kerk, en die kerkse boek is ook nooit klaar geskryf nie. Ons besig om op te neem, want ek het 'n onderbrekingkie gehad. Maar basies wil ek net saamvat en sê, die Here se weggaan is nie die einde nie. Daar is simboliek daar. Dit wat hy moes kom doen, vir ons te leer van die hart van die Here, wat die Vader eintlik vir ons wil hê. En dat ons daarmee moet aangaan. Ons het 'n taak om aan te gaan. En die eerste stap is om jou eie hart werklik vir Jesus te gee. En om dan te gaan en wat die Here jou op jou openbaar. Ek sê weer, die Here gaan vir jou gawes gee. As jy werklik is, gaan hy vir jou gawes gee. Dalk is dit net 'n musikant. Mense dink ongelukkig almal moet vir mense gaan vertel van die Here, maar baie dis eintlik jou getuienis. Gewoonlik, dan gaan iets in jou lewe gebeur wat 'n getuienis is. Partykeer, soos iemand eendag gesê het, preach the gospel if necessary, use words. Jy gaan partykeer wees in die gospel, dat dinge maar nie deur jou gaan straal en mense gaan dit sien. Ek is gered deur verskeie mense se werk, maar die finale werklike deurbraak was 'n film wat ek gesien het. Iemand het 'n film gemaak en daardie persoon gaan eendag by die Here kom en hy gaan nie met leë hande kom nie, maar hy ken my nie eers nie. Maar deur dit wat hy gedoen het, is ek gered. Het hy werklik my hart vir Jesus gegee. Hy kom doen om ons die voorbeeld te stel, maar die boek Handelinge loop, die kerkere loop nog. Tot Jesus ons kom aan het, is die Handelinge nog nie klaar geskryf nie, en ons moet aangaan hiermee. En die Here sal vir jou seën op daardie manier, maar jy moet net gehoorsaam wees. Ek moet jou sê, en nou praat ek nie van gehoorsaam aan die wet nie, ek praat van gehoorsaam aan dit wat die Here jou gee, en die Here wat jou wys om te doen. Dit gaan oor hom, en dit gaan juist daaroor, dat hierdie wêreld nie so is, dat hy vriendelik teenoor die wet staan nie, die wet van God nie. Dis hoekom ons Jesus nodig het. Maar hy sê, dit is goed dat ek weggaan, dat julle met hierdie werk aangaan, want ek is hierdie enkel persoon, ek was in die vlees hier, maar nou word julle meer en meer, want mense is geneig om net te volg, almal wil net altyd die herder volg. Maar nee, ons moet meer en meer word, dat as die wêreld, die woord aan die hele wêreld kan versprei. Het is goed dat ek weggaan, sê die Here, sodat die woord kan uitgaan. Hy sê, maar, daar is baie wonings, ek maak vir jou plek. As jy die oorwinning behaal, wanneer jy die oorwinning behaal, die dag as ek jou kom haal, is daar vir jou 'n plekkie by my, sodat jy vir altyd by my gaan wees. Ons gaan nie altyd daar wees nie, jy gaan altyd by my wees, sê die Here. En dan is daar 'n dag, as ons nie so opkyk en sê, ons dink aan Hemelvaart, dan besef ons op dag en 'n dag wees wat mense gaan opkyk en gaan sien hoe Jesus en sy bruid terugkom. Aarde toe. Maar dat daar 'n oorwinning op hierdie aarde ook gaan wees. Die verder oorwinning, met ander woorde, nie net die geestelike oorwinning nie, maar ook daardie oorwinning oor die wêreld, wanneer Satan gebind gaan word, en dan deur Jesus self. En dan kom die ware Sabbat, die Sabbatse ryk, 'n ryk van vrede en liefde. Dis waar ons dink. Wanneer ons dink aan Hemelvaart. Ek hoop hierdie boodskap het vir u iets gegee, het vir iets gebring. Miskien het ek net vir u vertel wat jy reeds weet. Miskien herinner ek iemand net weer daaraan. Maar ja, die Hemelvaart is 'n baie belangrike dag op die kalender, omdat dit nie net 'n gebeurtenis is nie, maar omdat so baie dinge, beloftes en profeseë gekoppel is
hê wanneer u na die hemelvaart kyk, moet u ook 'n verwagting hê. Amen. Kom ons sê die oor. Dankie Here Jesus. Weer eens dit wat u vir ons gedoen het. Dankie Vader, dat u in die vlees gekom het. Dat u die Seun gestuur het, om vir ons die boete te betaal vir ons sondes. Want ons sit in 'n wêreld waar ons die sonde nie kan vermy nie. Waar die sonde ons soos 'n siekte volg. Dankie dat hy die boete kom betaal het. Dankie dat hy vir ons geleer het dat liefde die groot oplossing is. Dat ons deur die liefde al hoe minder die wet oortree. Selfs al lyk dit vir ons baie keer ons juis daardeur dinge doen wat dalk in stryd met wet mag lyk. Word u nou ook verheerlik en ek bid Here dat hierdie boodskap, ek het my deel gedoen, dat hierdie boodskap sal uitkom by hulle wat dit moet hoor. En hulle sal gaan en sal sê, ek moet gaan soek, ek moet met mense gaan praat wat Jesus dien. Ek moet miskien na 'n kerk toe gaan waar Jesus gevolge gedien word. Ek moet in 'n verhouding met Jesus ingaan. Want Here, ek weet as ek die tekens kyk, is die tyd bitter min. Word u dan verder verheerlik en dat die Heilige Gees dat ook die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Amen en amen. Ek groet u in die naam van Here Jesus Christus, die naam bo alle name,